Goeiedag en baie welkom by vandag se aanlyn diens. Ons is so bly dat jy dit saam met ons meemaak. Ek wil jou aanmoedig om ons asseblief te volg op al ons sosiale media platforms. En dan wil ek ook vir jou baie dankie sê vir jou getroue gee in hierdie bediening Every Nation 5 City. Hierdie wat jy aanlyn sien is eintlik maar net die tippie van die ysberg. Ons het baie projekte wat ons Here voor vertrou vir hierdie jaar en dankie dat jy gee vir die saak. Kom ons gebruik die tyd dan nou om die Here te aanbid. Ek sal U prys met my hele hart. Ek weet dat U is aan my kant. En ek sal stewig staan op U my rots lewende hoop, my vredevors. Ek sal U prys met my hele hart. Ek weet dat U is aan my kant. Ek sal stewig staan op U my rots lewende hoop, my vredevors. Wanneer ek roep, antwoord U my. As die vyand my probeer aankla, verklaar die bloed my vry. Wanneer ek roep, antwoord U my. As die vyand my probeer aankla, verklaar die bloed my vry. Ek sal U prys met my hele sal nie vrees nie, want U is hier by my. Geen verdrukking, emosie of swaar sal U van my kan skei. Ek sal nie vrees nie, want U is hier by my. Geen verdrukking, emosie of swaar sal U van my kan skei. Ek sal U prys met my hele hart. Ek weet dat U is aan my kant. Ek sal stewig staan op U my rots lewende hoop, my vredevors. Ek sal U prys met my hele hart. Ek weet dat U is aan my kant. En ek sal stewig staan op U my rots lewende hoop, my vredevors. En niks sal ons kan skei van sy liefde. Geen verdrukking, emosie of swaar. Deur al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Geen dood of lewe sal ons skei. En niks sal ons kan skei van sy liefde. Geen verdrukking, emosie of swaar. Deur al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Geen dood of lewe sal ons skei. Ek sal U prys met my hele hart.
Ek weet dat U is aan my kant. Ek sal stewig staan op U, my rots, lewende hoop, my vredefors. Vader, dankie dat hierdie die dag is wat U gemaak het, Here, en dat ons onsself daarin kan verheug. Here, dankie dat U ons voorsiener is, en Vader, ek bid vandag spesifiek vir mense wat in finansiële probleme en selfs finansiële krisisse is. Here, en ek spreek dat U ons voorsiener is, en dankie, Vader, dat ons na U kan kyk, Here, vir uitkoms, dat ons na U kan kyk, Here, as die God wat die onmoontlike moontlik maak in ons lewe. Dankie, Here, dat U net goed is, dat U 'n groot God is, wat ons kan aanbid. En Vader, vandag wil ons, soos die psalmdigter sê, ons strek ons oë, ons verhef ons aangesig op na die berge, en waar sal ons hulp vandaan kom? Dit kom van U af. Dankie dat U ons helper is. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Hallo familie, en baie welkom by week 3 van ons preekreeks getiteld Awesome God. In hierdie 4 weke reeks kyk ons na hierdie awesome God van ons karakter. In moeilike seisoene is dit krities belangrik om ons oë op God gefestig te hou. Dis belangrik dat ons op sy karakter fokus en aanhou fokus op wie God is. Dames en here, hy is 'n liefdevolle God wat vir jou so lief is, dat hy alles prysgegee het om in 'n verhouding met jou te wees. In die Bybel sien ons dat die Here het baie name, en elkeen van hierdie name beeld 'n sekere gedeelte van God se karakter uit. In hierdie reeks gaan ons na 4 van God se name kyk, en ons gaan dit uitpak en sien wat is God se karakter. In week 1 het ons gepraat oor Jehovah, wat sê, God is my Here. Ons het gepraat oor die feit hy ons Here is. In week 2 het ons gepraat oor El Roi, wat beteken God is ons vrede. Maak nie saak hoe rof dit daar buite gaan nie, maak nie saak wat se pandemie heers nie. Die Here kan vir ons vrede gee in die middel van 'n storm. Vandag gaan ons praat oor Jehovah Jireh, wat beteken God is ons voorsiener. Hy is ons bron, hy is iemand vir ons sorg. Volgende week gaan ons praat oor Yeshua, wat beteken God is ons redder. Hy is die een wat vir jou en vir my red. So, soos ek genoem het, vandag gaan ons praat oor Jehovah Jireh, God ons voorsiener. En ek dink jy sal saam met my stem, ons leef in sekerlik een van die mees ekonomies onsekerste tye in dekades. Daar's baie mense wat as gevolg van hierdie pandemie hulle werk verloor het, wat op 'n plek sit waar dit finansiëel moeilik met hulle gaan. En dit is vandag as gelowige vir jou en vir my krities belangrik om te onthou dat God ons bron is. Hy is die een wat voorsien. Hy is die een wat vir ons sorg. Hy is die een wat beloof het om ons nooit te los en nooit te laat gaan nie. Vandag se skrifgedeelte is seker een van die bekendste gedeeltes in die Ou Testament. Dis die gedeelte waar God vir Abraham sê hy moet sy seun offer. God het Abraham se geloof deur sy lewe 'n paar keer getoets, maar sekerlik die grootste toets van Abraham se lewe lees ons van in Genesis 22. Hier is 'n gedeelte wat as jy hom die eerste keer lees, maak dit glad nie vir jou sin nie. Dit maak nie sin dat God vir Abraham sou vra om sy geliefde seun Isak te offer nie. Nie nadat Abraham so lank vir hom gewag het nie, nie nadat Abraham op 'n belofte gestaan het nie, en nie nadat God sy belofte nagekom het nie. Vandag gaan ons sien hoe God bonatuurlik vir Abraham voorsien het. En ons gaan sien hoe God besig was met iets soveel groters as net Abraham en Isak se storie. My gebed is dat ek en jy vandag sal sien hoe God vir Abraham voorsien het, maar ook sal sien hoe God vandag vir ons nou hier wil voorsien. Kom ons lees Genesis 22 vers 1 tot 19. 'n Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy liefhet, en gaan na die landstreek Moria toe en offer jou seun as 'n brandoffer daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre het Abraham 'n donkie opgesaal en hout opgekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daar aanbid. Dan kom ons terug na julle toe. Abraham het toe die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saamloop, sê Isak vir sy pa, ja, het hy geantwoord. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun,
God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle twee saams verder gestap. Toe hulle aankom by die plek wat God vir Abraham aangewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou. Hy het die hout reg gesit en sy seun Isak vasgebind en op die altaar neergesit. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep 'n engel van die Here uit die hemel uit en sê, Abraham, Abraham. Hy het weer geantwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie. Nou weet ek dat jy my dien. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Toe Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan sy horings in die bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en hom in die plek van sy seun as 'n brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek, die Here sal voorsien. Daar word nou nog gesê, op die berg van die Here sal God voorsien. Die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek, die Here wat praat. Ek lê 'n eed af by myself dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van vyande in besit neem. In jou nageslag sal die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Ja, wat 'n storie. Ek lees hierdie storie en in 'n kwessie van 'n paar minute gaan jou emosies deur soveel verskillende gevoelens. Eerstens is dit, hoe kan dit wees? Hoe kan 'n liefdevolle God hierdie ding verwag van iemand? Jy voel amper die angs soos hulle al hoe nader aan die plek kom waar Abraham vir Isak moet offer. Jy voel amper die pyn van 'n pa wat sy seun moet vasbind op 'n altaar en dan, soos enige goeie movie, net voor die ergste moontlik gebeur, kom God deur en hy sê, moet dit nie doen nie, ek voorsien vir jou iets anders. Nou, ons vandag 'n paar interessante dinge wat ek wil uitlig uit hierdie verhaal uit. Die eerste punt wat ek wil uitlig is, Abraham het geweet dat God sal voorsien. Ongeag hoe mal die opdrag geklink het, Abraham het geweet dat God sal deurkom. Abraham het vasgehou aan God se karakter. As jy die storie lees, jy sien ons daai plek waar Abraham sy diensknegte agterlaat en hy sê vir hulle, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daaraan bid. En dan sê hy, dan kom ons terug na julle toe. Daai woordjie ons is meervoud. Daai woordjie beteken dat ons albei sal weer terugkom na julle toe. Dames en here, hierdie klink na net 'n eenvoudige sin, maar die feit is, dit was woorde van geloof. Abraham het geweet dat God sal voorsien, dat God sal deurkom. Hy het vasgehou aan God se beloftes, want God het mos beloof dat deur sy seun Isak sal sy nageslag geseën wees. Abraham was nie presies seker hoe God sou voorsien nie, maar hy het vasgehou aan die wete dat God wel sou deurkom. Hebreërs 11 vers 19 sê, hy was daarvoor oortuig dat God by magte was om uit die dood uit op te wek. So Abraham was op 'n plek waar, selfs al moet God hierdie kind van my weer lewendig maak nadat ek hom geslag het, weet ek, God sal deurkom. Toe hy sê dat hulle sou terugkom, het Abraham het bedoel. Hy het bedoel dat ek glo met alles binne my. Maak nie saak hoe onmoontlik hierdie situasie lyk nie. Die Here sal deurkom. Daar's 'n ander geleentheid, toe Isak vir Abraham sê, pa, maar hier's nie 'n lam nie, wat gaan ons offer? Toe sê Abraham vir hom, die Here sal self die lam vir die offer voorsien. Dis 'n tweede keer waar Abraham in geloof gesê het, ek glo die Here gaan deurkom. Abraham het bly glo dat God die bron is, dat God die voorsiener is, en het aanhou vashou aan God se karakter. Maar let op, die Here het nie 'n lam gegee nie, die Here het 'n ram gegee. Beteken dit dat Abraham was verkeerd? Nee. Wat Abraham gesê het daar was profeties. Abraham het 4000 jaar voor Jesus Christus al verklaar dat God sal éventueel eendag sy eie lam gee, die lam van God, die vlekkelose lam. Abraham kom wys vir ons die profetiese prentjie van wat God vir jou en vir my kom doen het. Ons leef in 'n ekonomiese onsekere tyd en daar's baie vrese wat in opstand wil kom teen die feit dat God ons bron en ons voorsiening is. Maar vandag wil ek jou aanmoedig om kinderlik, soos Abraham, aan te hou glo dat God is ons bron. God is die God van die onmoontlike. Hy is die een wat ongeag ons omstandighede kan aanhou voorsien, kan aanhou 'n deur oopmaak, kan aanhou 'n pad deur die woestyn maak. Ek wil jou aanmoedig om vandag in die middel van jou situasie te reageer
op geloof en vas te hou aan God se beloftes. God het baie keer in sy woord beloof dat hy sal voorsien. Matteus 6 vers 31 en 32. Ons ken die skrifvers. Julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle alles nodig het. Dames en here, ek en jy kan vandag soos Abraham vashou aan die wete dat God sal deurkom. God sal vir jou deurkom. Jou situasie voel dalk onmoontlik en jy weet nie hoe jy op die einde van hierdie maand, einde van Januarie, jou rekening gaan betaal, nie jou huur gaan betaal nie. Ek wil vandag vir jou sê, die Here sal vir jou deurkom. Hou vas aan sy beloftes. Hy's goed en hy kan nie verander nie. Die tweede punt wat ek wil uitlig is, God het voorsien. Punt 1 was, Abraham het geglo God gaan voorsien, maar punt 2 is, God het voorsien. Abraham noem die plek, God sal voorsien. Maar die woorde daar is soveel ryker as wat Afrikaans vir ons aandui. Die woord voorsien in Hebreëus is sorg daarvoor. Maar in Hebreëus sê ook, dit is die woord waarneem of ervaar. Wanneer Abraham dis vir God Jehovah Jireh noem, sê hy nie net God is die een wat goed gee nie, hy sê God is die een wat my behoefte sien en ervaar en dan daarvoor voorsien. Jy sien, God is diep persoonlik betrokke in my lewe. Hy is vandag bewus van jou nood. Hy is vandag persoonlik saam met jou in hierdie situasie. Die woord sê dat hy is diep persoonlik. Hy is die een wat jou behoefte sien en ervaar en voel. Dames en here, as 'n aardse pa, is ek betrokke by my kinders se behoeftes. Een van my natuurlike reaksies as 'n pa is om te sorg vir my kinders. Dit kom natuurlik vir my om seker te maak dat hulle nie honger gaan slaap nie. Hoeveel te meer sal ons hemelse pa wat perfek is, nie ook intiem betrokke wees by jou behoefte nie. Onthou vandag dat voorsiening is deel van God se karakter. Dit is wie hy is. God voorsien nie vir jou omdat hy moet nie. God voorsien vir jou omdat voorsiening is wie hy is. Jehovah Jireh beteken God van daaglikse voorsiening. En nie net daaglikse voorsiening vir die klein goed nie, maar ook voorsiening vir jou ewige lewe. Voorsiening vir jou redding. Hy is die God wat betrokke is in die groot behoeftes en in die klein behoeftes. Voorsiening vir ons daaglikse benodighede. Dit is wie God is. Die derde punt wat ek wil uitlig uit die storie uit is, God was besig met iets groters. Hoor vandag vir my, wanneer God jou roep om iets moeiliks te doen, is hy altyd besig met iets groters as wat jy kan dink. Jy sien, wanneer God jou 'n moeilike opdrag gee, dan is hy gewoonlik besig om die wêreld te verander. Ons kyk na hierdie situasie met Abraham en hy vra vir Abraham om iets groots te doen, offer jou seun. Maar vandag kyk ons terug na die storie en ons besef, God was besig met iets soveel groter. God is besig met iets groters as net Abraham en Isak se storie. Die eerste keer wat ons die woord liefde lees in die Bybel, is hier, in hierdie stuk storie, waar God sê, gaan offer jou geliefde seun. Dis die eerste keer dat ons die woord liefde lees, en is interessant dat God praat van die liefde tussen 'n pa en 'n seun, en God kom weer in hierdie groter prentjie, en hy kom wys vir ons profeties, dat hy sy enigste geliefde seun sou gee om te sterf vir ons. Let daarop dat God sê, vat jou seun, jou enigste seun Isak wat jy lief het. Maar onthou dat Abraham het op daai stadium reeds 'n ander seun gehad. Hy het vir Ismael gehad, maar God kom en hy kom wys profeties dat God sy enigste seun, sy geliefde seun sou offer. Jy sien, God het nie vir Abraham iets gevra om iets te doen wat God nie self bereid was om te doen nie. God het nie vir Abraham iets gevra om te doen wat hy nie geweet het hy éventueel self sou doen nie. Dit was weer 'n profetiese verwysing na die koms van Jesus. 'n profetiese verwysing na die feit dat God sy enigste seun vir jou en vir my gee. Hierdie skrifgedeelte is een van die duidelikste voorbeelde in die Ou Testament van wat God sou kom doen het vir jou en vir my. Jesus is ons voorsiening. As jy kyk na die plek waar Abraham amper sy seun geoffer het, sien ons dis op die berg Moria. Die Bybel sê dis dieselfde plek waar Salomo baie jare daarna die tempel gebou het, en as jy vandag Jerusalem toe gaan, sal jy opmerk dat Golgotha op die bergreeks Moria is. Die plek waar Jesus Christus gekruisig is dieselfde plek waar Abraham amper vir Isak moes offer.
Toe God die offer stopgesit het, het Abraham die plek Jehovah Jireh genoem, wat beteken dat God sal voorsien. Toe noem Abraham die plek, die Here sal voorsien, daar word nou nog sê, op die berg van die Here sal hy voorsien. Abraham het gesê dat God vir homself 'n lam sal gee. En hoor wat dit in Johannes 1 vers 29, sê Johannes, kyk, die lam van God wat die sonde gaan wegneem is hier. So, Johannes kom, toe hy vir Jesus sien, Johannes die doper, en hy sê, die lam van God is hier. Dis daai selfde lam, waarvan Abraham gepraat het, toe hy gesê het, op die berg van die Here sal hy 'n lam voorsien. Op die einste berg waar Abraham vir Isak byna geoffer het, dis daar waar Jesus Christus geoffer was, vir jou en vir my sonde, omdat God vir jou so lief is. God het vir jou so lief, dat hy sy enigste seun, vir wie hy baie lief was, geoffer het in jou plek. God het voorsien. God het 'n vlekkelose lam gegee. 4000 jaar vroeër het God vir Abraham 'n profetiese prentjie gewys van wat hy sou doen vir die mensdom, en 4000 jaar daarna, toe kom die lam, die vlekkelose lam, Jesus Christus, en hy is in jou en my plek geoffer, sodat ek en jy vandag kan lewe hê en lewe in oorvloed. Hierdie is ons awesome God. Hy is die een wat die opoffering gemaak het, sodat ek en jy hom kan ken. Ek gaan vandag afsluit en ek gaan die vraag vra, hoe stap ek en jy vandag in God se bonatuurlike voorsiening? Hoe stap ons in dit in wat hy vir ons beplan het? Wel, hier is die eenvoudige antwoord uit die woord van God. Sit God eerste. Soek eerste sy wil. Matteus 6 vers 31 tot 33 sê, julle moet julle dis nie bekommer wat julle moet eet, of wat julle moet drink of moet aantrek nie. Dit is alles dinge waar die ongelowige begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Maar hoor wat sê in vers 33. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en sy wil, en dan sal hy ook hierdie dinge vir julle gee. Ek wil jou aanmoedig om in die volgende paar weke God se wil eerste in jou lewe te soek. As jy op 'n plek is waar dit finansiëel rof is, kyk vandag na die woord en leef volgens die woord en sit God eerste. Staan elke oggend op en mediteer op wie God is. Vat sy skrif, staan op sy beloftes, verklaar dit en besef dat elke liewe belofte vir jou vandag is ja en amen. Vra vir God se wysheid wanneer jy moet moeilike besluite neem. Hier is my uitdaging aan jou vandag. Moenie verlief raak op die seun nie, maar raak verlief op die een wat die seun gee. Baie keer kom ons op 'n plek waar ons net die seun wil najag, net die voorsiening wil najag. Net goed wat die bron vir ons kan gee wil najag. Maar ek wil vandag vir jou sê, soek die bron. Soek God. Soek die een wat die seun gee. Wees verlief op hom, spandeer tyd saam met hom en al die ander dinge sal vir jou gegee word. Want dis 'n belofte in die woord van God. En dis 'n belofte van die een wat nie kan jok nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons bron is. Dankie dat U ons voorsiener is. Dankie dat ons in die skrifgedeelte vandag kan sien, Here, dat van die begin van tyd af het U 'n intensie gehad en U 'n plan gehad om ons te red. Here, en dankie dat ons vandag gered kan wees. Dankie dat ons nuut gemaak kan wees. Dankie dat ons seuns en dogters kan wees van die Allerhoogste God. Here, dankie dat U ons bron is. En ek kom bid nou spesifiek vir mense wat deur moeilike tye gaan. Mense wat bekommerd is oor hulle finansies. Here, dankie dat ons nou vandag ons oë wegdraai van rekeninge, wegdraai van bankbalanse en ons sit dit op 'n God wat so getrou is. Here, dankie dat U Jehovah Jireh is. Ons bron is. Die een wat ons nooit sal los nie en nooit sal laat gaan nie. In Jesus naam. Amen. Dankie Pastor Henry vir 'n wonderlike woord wat ons herinner dat God bly ons voorsiener te wees. Is dit nie 'n wonderlike gedagte en 'n hoop wat ons in ons harte kan ronddra nie? Ek wil jou vra om asseblief deel te wees en deel te vorm van ons vas en gebedsweek. As jy nie deel is nie, al ons materiaal is beskikbaar op ons sosiale media platforms. En dan wil ek jou vra, as hierdie woord jou vandag geseën het, wil jy dit nie deel met iemand nie. Tag iemand op Facebook, stuur daar die link aan op YouTube en wees 'n seën omdat jy geseënd is vandag. En dan wil ek jou ook vra, as jy nie by 'n gemeente ingeskakel is nie, as jy gebed nodig het of by 'n Connect-groep wil inskakel, kontak ons asseblief. Die besonderhede is op die skerm. En dan kuier ons 'n volgende keer weer lekker saam.